Die eerste groep van 49 sogenaamde Suid-Afrikaanse vlugtelinge kom in Amerika aan en die werkloosheidskoers neem in die eerste kwartaal van 2025 met 1 persentasiepunt toe. Baie welkom by die jongste Afrikaanse nuus op 13 Mei. Die VSA se president Donald Trump sê hy het die reëls aangepas sodat wit Suid-Afrikaners die land as vlugtelinge kan binnegaan, omdat hy glo dat hulle deur volksmoord en grondgrypprogramme bedreig word. Trump het in die Withuis verwys na sy verbod op vlugtelinge van ander lande nadat 49 Afrikaner vlugtelinge in die land aangekom het. Ongelukkigheid heers vanuit verskeie oorde omdat dit blyk asof die wit Suid-Afrikaners voorkeurbehandeling kry bo ander vlugtelinge. Trump het in reaksie gesê dat boere in Suid-Afrika vermoor word en dat hulle toevallig wit is. Hy meen die velkleur van die boere maak geen verskil aan hom nie. Die adjunkminister van buitelandse sake, Christopher Landau, het by die aankoms van die vlugtelinge by Dallas Lughawe gesê dat dit nie verbasend is dat 'n land waaruit vlugtelinge kom nie erken dat hulle vlugtelinge is nie. Welcome. Welcome to the United States of America. A lot of you, I think, are farmers, right? When you have quality seeds, you can put them in foreign soil and they will blossom, they will bloom. And we are excited to welcome you here to our country where we think you will bloom, and we will hopefully allow you to have fulfilling lives for your children, and then we will benefit alongside you. Volgens Statistiek Suid-Afrika se kwartaalsyfers was daar 'n afname van 291.000 mense wat in die eerste kwartaal werk gehad het. In die eerste 3 maande van 2025 was daar amptelik 16,8 miljoen mense in die formele arbeidsmag, teenoor die 17,1 miljoen in die 4de kwartaal van 2024. In dieselfde tydperk het die aantal werklose mense wat ontmoedigde werksoekers uitgesluit het, met 237.000 tot 8,2 miljoen toegeneem. Ontmoedigde werksoekers het met 7.000, dis 0,2% toegeneem. Die veranderinge in diensneming en werkloosheid het daartoe gelei dat die amptelike werkloosheidskoers met 1 persentasiepunt toegeneem het, van 31,9% tot 32,9%. AfriForum sê hy het die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, aangevat oor vertragings in die verwerking van vuurwapenlisensie aansoeke. Dit kom nadat lede van die publiek by die burgerregte organisasie gekla het oor maandelange vertragings wat by die sentrale vuurwapenregister ondervind word. 'n Woordvoerder oor gemeenskapsveiligheid by AfriForum, Jacques Broodryk, sê die jongste gebeure is ondanks die vroeëre versekering van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie dat die vertragings by die register uit die weg geruim word. Broodryk sê dit wil voorkom dat daar weer 'n aansienlike agterstand ontwikkel het en dat dit tot groot onsekerheid en frustrasie lei. En Eskom het vroeër vanmiddag aangekondig dat hy fase 2 beurtkrag om 4:00 vanmiddag tot 10:00 vanaand sal instel. Beurtkrag sal dan in hierdie selfde spitstye môre en donderdag geld. Die kragvoorsiener het in 'n verklaring bevestig dat die stap gedoen moet word om die verminderde kragopwekkingskapasiteit te bestuur en om te verseker dat daar genoeg krag gedurende die werksweek is. Volgens Eskom kon hulle nie genoeg kragopwekkingseenhede wat in stand gehou is tot die kragnetwerk voeg nie. Die uitvoerende hoof van Eskom, Dan Marokane, sê hy en sy span is vasbeslote om voort te bou op die goeie werk wat hulle tot dusver gedoen het. Dankie vir die saamkyk, ons maak môre weer so.